Goeiemôre. Ja, die mense sit allemaal ver nog. Het julle geweet die vuur is eintlik hier voor. Daar agter is dit ijskoud, nee. Maar welkom by Volle Evangelie Kerk vanoggend. Ek moet verskoning maak vir pastoor, hy moet 'n ordination doen vandag. So hy is ongelukkig nie vanoggend hier nie. Maar ons kom ons nie vir die pastoorkerk nie, ons kom ons vir die Here kerk nie. Ons kom ons op die Here se aanbid. Kan ons nog eens keer sê, yes, ons kom om vir die Here te aanbid. Ons wil 'n aanraking van die Here hê. Ons is nie pastoor bekeerd nie, maar ons is Here bekeerd. En hoe meer ons van die Here het binne in ons, hoe meer sal die vure binne aan ons val. Oef, ek het raak op voor julle. Kom ons staan, ek gaan vir broer Christus vra om open met gebed voor te begin preek hierso en laat ons nog eers open met gebed nie. Ons lei dit oor. Ons Hemelse Vader, ons is vanoggend dankbaar, Here, dat ons vanoggend wakker geword het. Here, dat ons kan asemhaal, dat ons kan sien, Here. Here, hierdie pragtige dag wat U vir ons geskaap het. Baie dankie, Here, dat ons vanoggend in die huis kan wees. Here, om U naam groot te maak, U te loof en U te prys. Here, ons wil die soete Heilige Gees welkom weer vanoggend. Here, want U is al reeds teenwoordig. Here, ons dank en ons eer U daarvoor, Here, vir U goedheid. Here, ons weet die koms is naby, Here, want ons is na hierdie wêreld kyk. Here, sy woes en leeg, Here. Here, ons gaan net opkyk, Here, want ons weet dis ons hulp vandaan kom. Here, daar is niemand anders in die behalwe net U, Here. Here, vanoggend wil ek bid vir die woord wat sal uitgaan. Here, dat elkeen sal ontvang, Here, soos U dit vir hulle wil gee, Here. Here, dat hulle besluite sal maak in hulle lewe, Here. Here, dat sal weet hulle saak met U is reg. Here, want die tyd is min, Here. En ons weet die koms is naby, Here, wil ek vanoggend bid. Vir elke lied wat ons sal sing, Here, vir elke instrument wat gespeel sal word, Here, tot eer en verheerliking van U naam sal wees. Here, ook die woord, seën die prediker, Here, wat die woord gaan bring, Here. Here, sal daai lippe, Here, sal weet dat elke woord is van U af. Here, ons bid ook vir pastoor, vir reisende genade. Here, wanneer hy weer terugkom na die toe, Here, dat hy veilig sal wees. Here, gaan so met elkeen, Here, wat U is vanoggend. Seën hulle, Here, dat hulle weet dat U saam met hulle is. In Jesus wonderlike naam. Amen. Amen. Ons is ons 'n liefdevolle kerk. Ek wil hê vanoggend moet ons so goed vir mekaar. It's love. Hou goed vir mekaar. Hou goed vir mekaar. It's love. It's Die Here het my 'n deur oopgemaak en die Here het my bo natuurlik voorsiening gegee wat ek
ek het nie eens gewerk vir 'n volle weekie, maar het my betaal vir 'n hele volle maand. En ek kon al never judge God. God is the God that make the impossible possible. Kom ons sê die woord. Vader, so kom ons vanmôre in die naam van U Seun Jesus Christus. Here, ons eer U as ons God, Here, as ons Vader, Here. Here, dat ons altyd na U toe kan kom, die troon van genade, Here. U is altyd daar vir ons, Here. U hand is nooit te kort, U my Vader, Here. Here, U is altyd God wat luister, my Vader, Here. Here, al kom ons, Here, al vir hoe lank, Here, but You always faithful, Father God. You are faithful, Father God, Here. Here, that You never give up on us, Here. En ek sê dankie, Vader, Here, dat ons vertroue in U kan sit, Here. Ons geloof dat U kan anker U beloftes, Here, want U woord is yes en amen, my Vader, Here. Here, U is ons herder en niks sal ons voorkom, my Vader, Here. U is die God van oorvloed, my Vader, Here. Here, You the God of more and enough, Father God, Here. Here, ons kan net vra, my Vader, U is die God van antwoord, my Vader, Here. Ons sê dankie dat U altyd voorsien meer as wat ons kan bid, dink of vra, my Vader, Here. En ons eer U daarvoor, Here. Ek bid so vanmôre vir elke saad, Here. Elke saad wat gesaai word vanmôre, Here, bid ek U seën oor, Here. Ek bid U vermenigvuldiging oor dit, my Vader, Here. Here, dat U sal gee meer as wat hulle kan dink of bid of vra, Here. Here, ek bid oor elke tiende vanmôre, my Vader, Here, want ons weet dis die beskerming van ons finansies, Here. Ek sê dankie vandag, Here, vir elke tiende saad, Here, wat gesaai word vanmôre, Here, dat U beskerming is oor elke saad vanmôre, Here. Ek sê dankie vanmôre dat ons U kan vertrou, my Vader, Here. Here, soos die woord sê in heel, my Vader, Here. Here, U sal voorsien in al ons behoeftes, Here, meer as wat ons dink of vra. En ek sê dankie vanmôre, my Vader. Dankie vir die seën oor elke saad, Here. En ons eer U vir elke hawes wat inkom, Here, vir elke voorsiening, my Vader, Here. En ek bid ook vanmôre vir elkeen wat nie kan gee nie vanmôre, Here. Maak dit weg vanmôre, Here. Maak bid vanmôre openbaar vanmôre vir elkeen, my Vader, Here. Dat ons U vertrou vir die bonatuurlike, Here, want U is die God van die bonatuurlike, Here. En ons eer U daarvoor, Here. In Jesus naam, Here. En ek bid ook vir elke besigheid vanmôre, Here. Dankie dat U voorsien in elke besigheid, Here. Here, dankie dat ons vertrou in U kan sit en ons kan sien, Here, hoe U die God is wat antwoord op elke gebed, my Vader, Here. Dankie dat U voorsien in ons behoeftes, Here. Ons eer U en ons prys U daarvoor, Vader. In Jesus naam. Amen en amen. Amen. Ek groet U elkeen in die wonderlike, kragtige naam van ons Here Jesus Christus, die naam bo elke naam. Amen. Het U gekom met 'n verwagting vanmôre? Amen. Het U gekom met 'n verwagting vanmôre? Nou die eerste woordjie sê, I left my load at Calvary.
that you reign. Lord, we thank you that you are in this place this morning. Lord, we thank you that you are about to bless the word that is going out. Lord, I pray that the preacher's mouth will be blessed. Let every heart will be prepared, Lord God. Lord, I pray that the seed that is sown shall grow and shall take root, Lord God. Thank you, Lord. Thank you for what you are doing in this place. For we are nothing without you. In Jesus' name, amen. Thank you, musicians. God is good. All the time. Amen. So this morning we're going to give over to prophet and pastor. Let me pray. Al die kerkgenote na vore toe kom, ons gaan eers gou die nagmaaltafel doen. God is good all the time. Amen. En weet julle, as ons aan die nagmaaltafel sit, dan sê ons net weer 'n keer, wat het God nie vir ons gedoen nie. Ek gaan vir ons lees uit 1 Korintiërs 11, so vanaf vers 23. Want ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het hy dit gebreek en gesê, neem eet dit is my liggaam, wat vir jou gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete, met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament, in my bloed, doen dit, so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtes. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wie dan op onvoorwaardige wyse hierdie brood eet of beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink, want wie die op onwaardige wyse eet en drink oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Daarom is daar onder julle baie swakkes en sieklikes en aantal het ontslaap. Want as ons self beoordeel het, sal ons nie geoordeel word nie. Maar as ons geoordeel word, word ons deur die Here getuig, sodat ons nie saam met die wêreld veroordeel mag word nie. Daarom my broeders, as julle saamkom om te eet, wag vir mekaar. En as iemand honger het, laat hom by die huis eet, sodat julle nie tot 'n oordeel saamkom nie. Die ander sake sal ek reël van wie ek kom. By his stripes we are healed. Hy het vir ons gesterf aan die kruis van Golgotha. U het in ons plek kom sterf. So gaan ons vandag, so gaan ek die brood breek. Hulle sê hierso, neem eet, dit is my liggaam wat julle gebreek word. So, breek. Maar voor dit wil ek net vir julle sê, soos pastoor op ons elke keer noem, jy kan sien hoe die hale geslaan is. Dink net wat God deurgemaak het vir my en vir jou deur hierdie tyd. Neem breek my nagedagtenis. Dankie Here
dan ook, net so op die beker, maar die ete, met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. God is goed, en so moet ons hom eer, in dit wat hy vir ons doen. Ek wil net julle ons. Ons hou het, en ons gaan het saam neem. Nou, as daar iets in jou hart is vanmôre, sodat dit sorg dit nou uit. Moenie met 'n swaar hart dit vat nie. Onderskei nou, moenie skiet nie. Want nie, ons moet onthou, al wanneer jy nie hoef te neem, die tafel wat geneem word, jy hoef nie net 'n gemeentelid van die Volle Evangelie Kerk te wees nie, solank jy 'n bekeerde persoon is. Dis die enigste vereiste. Here, kom so lank so vanoggend, Here. Ek wil vir U baie dankie sê vir die geleentheid, Here, dat ons so aan die tafel kan sit vanoggend, Here. Here, U is ons koning, ons Papa Vader. Sonder U kan ons dit nie doen, Here. Here, ons wil vandag bid, Here, dat U vir een en elkeen verander haar vanoggend. Wat U liggaam neem en so ook die beker sal vat. En Here, dat U sal kom, Here, en elkeen se harte sal spreek vanoggend. Want U is ons God en ons Papa Vader. En ons loof en ons prys U, Here Jesus. Amen.
Kom ons neem saam en ons weet saam en ons dank die Here daarvoor. Dankie Jesus dat U vir ons gesterf het. Vir my sonde, Here Jesus. Thank you Jesus. Dankie Here. Wat ook so die beker van die Nuwe Testament. Dankie Jesus. Die mense wat graag die beker wil vat, steek net jou hande op vir daai. Thank you Lord Jesus. Holy Spirit, come. Jesus Christus, die kosbare naam Jesus, Here. Here, hoe dankbaar is ons vanmôre, Here, dat ons aan die tafel kan sit, Here, die gedagtes om weer te kan dink vanmôre, Here, die prys wat vir ons betaal is, Here, die duursame prys wat ons duur gekoop is, my Vader, Here. Here, wat wêreld ons nie kan gee, Here, dis net die kosbare bloed van Jesus Christus, Here, wat die lewe kan gee, my Vader, Here. Here, ons eer die oorwinning vandag, Here, dat ons kan staan vanmôre, Here, in die oorwinning, my Vader, Here, dat ons weet ons is meer as oorwinnaars in Christus Jesus, Here. Here, dat ons vrygekoop is gebore, my Vader, Here. Here, verlos is van die bose, my Vader, verlos is van siekte, Here. Here, van armoede, my Vader, Here, dat ons weet, Here, ons is duur gekoop, my Vader, Here. Kosbaar in die oog vanmôre, my Vader, Here. Ons sê dankie vir die kosbare bloed, Here. Dankie vir die kosbare woord vanmôre, my Vader, Here. Ons eer U vir die tafel, die lam geslag vir ons, my Vader, Here. Dankie Jesus, dankie vir U prys vanmôre, Here. Ons eer ons prys daarvoor, Here. Ek bid vanmôre tot elke siel vanmôre, Here. Dankie vir genesing vanmôre, Here. Dankie vir oorwinning vanmôre, Here. Ons is vry vanmôre, Here. Ons is vry vanmôre, my Vader. Daar ons jubel en ons juig vanmôre, Here. En ons is hier voor die kosbare bloed van Jesus, Here. Al die eer en al die lof kom U toe, my Vader, in Jesus naam. Amen en amen. Amen. Almal kan in sy plek wees. Almal is gebore. Amen. God is so good. Amen. Ek kan so die teenwoordigheid van die Here voel. Hoe werk hy in een en elkeen? Voor ek begin wil ek sê, Linda, terwyl jy vanoggend hier voorgestaan het, wys die Here vir my die lig oor jou. En die Here sê vir my, jou winter is verby. Jou lente stap jy in. Jou worries is verby. Jy stap vorentoe. God sê, genoeg het jy gehuil. Ek is in beheer. Ek is jou God en ek is jou Papa Vader. Hou met my hand en jy sal sien wat ek vir jou gaan doen. Jy het so groot testimonies aan U voorgebring. God sê, dit was die minste wat jy gebring het. Daar's nog groteres wat jy gaan bring. Big doors are opening for you. God sê, glo net, vertrou net, hou met my hand vas. Jy sal sien wat ek gaan doen. Amen.
God se lig skyn in die winter. Dit is my tema vanoggend. Here, ons is in die wintertyd. En een en elkeen van ons is skuldig aan. Ons wil nie opstaan in die winter nie. Niemand van ons, ek is nie so skuldig, julle. Ek kry verskriklik koud. Ek kry aanhou koud. Ek het op 'n stadium op die verhoog gestaan en sê, "Joh, die warm gloede, né? Die warm gloede." Nou pastoor sê ek moet maar weer die gewig aansit dat ek kan warm gloede kry, want ek kry nou te koud, sê hy. Maar vanoggend toe ek opstaan, toe sê ek, Here, dis daar maar koud, maar ons kla altyd, Here, of dit nou warm is, of dit nou koud is, ons kla altyd. Wanneer gaan ons ophou kla? En God sê, God se lig skyn in die winter. Wanneer die wêreld koud raak, bly God se vuur warm. Ten alle tye bly God se vuur warm. Ons sleutelteks, ek het so 3 sondae terug wat ek gepreek het ek dieselfde teks aangehaal. Sit vir my op Lawrence, Jesaja 60 vers 1. Staan op, word verlig, want jou lig, want jou lig kom en die heerlikheid van die Here gaan oor jou op. Maar dit is nie lekker daar nie. Arise, shine, for thy light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee. Geliefdes, daar is iets besonders aan winter. Winter is 'n tyd wanneer baie dinge lyk asof dit doodgaan. Broer Daniel het verlede week gepreek oor die boom wat doodgaan. Die boom wat daar staan, al waai die winde, die boom staan nog steeds. Maar in die wintertyd, die bome verloor hulle blare. Jy sien hoe lyk die blare, bome, baie bome, dit lyk dood. Die dae word korter, maar die nagte voel nie langer nie. Ek kan net vir dit sê. Die dae is korter, by hoekom? Want dit raak later lig en vroeër donker. Die koue maak mense stadig, want ons wil nie uit die bed opstaan nie. Maar wat moet ons verstaan? Winter beteken nie die einde nie, winter beteken 'n nuwe seisoen is besig om voor te berei vir een en elkeen van ons. Miskien sit hier mense in hierdie plek vandag wat deur 'n diep winter gaan. Partykeer noem ons dit die storm, maar dit is die winter, jy skout, jy voel niks wil meer vir jou werk nie. 'n Boom wat in die winter staan, bly dood, maar binne-in gebeur daar iets. Die wortels groei dieper. Die lewe is nog daar, maar is die lewe nog daar binne jou? Groei jou wortels dieper in die Here in die wintertyd ook? Of los jy jou wortels en laat dit doodgaan? Mense, die tyd is so naby en ons moet meer preek daaroor, dat mense moet bewus raak daarvan, dat ons moet wakker skud, dat ons moet besef hoe die koms van die Here so naby is. Ons moet ons wortels geanker hou in God. Totaal en al in God. Ons vra altyd, Here, help ons. Maar gee ons kant vir die Here. Ons gee die Here baie keer die skuld vir dinge wat gebeur. Maar eintlik moet jy na jouself kyk. Lê die probleem nie by jou nie. Want God los ons nie een keer nie. Maar ons is die persoon wat God los. Wanneer dit goed gaan, Here, dit gaan goed vandag met my. Ek gaan vandag so baie tyd spandeer, maar Here, jy ken ons my hart, nee.
Baie van ons weet dit nie. En so is dit met God se kinders. Daar is baie wanneer jy voel, Here, ek bid, maar ek sien niks gebeur nie. Is dit nie die meeste van ons nie, ons bid, maar ons sien niks gebeur nie. Want ons wil dit sommer, nie God se tyd nie, maar ons wil dit ons tyd hê. Nou dadelik. Jy wil jou vingers klik en sê, Here, dit moet nou gebeur, ek wil hê dit moet nou gebeur. Here, ek voel koud in my geloof. Hoekom voel jy koud in jou geloof? Want jy beoefen nie jou geloof nie. Here, ek moet hierdie bring. Ek sit Dinsdag saam met Nicolien by Dora. Sy bly vir my niks, is ek okay? Ek sê, ek is okay, ek praat hier met mense, moenie worry nie, die Here is besig daar met my met 'n man. En hier sit 'n man hier langs my ook. En hy sê vir my, hy is 'n Christen. Ek sê, prys die Here, ek dog, die is die geleentheid, dat ons nou kan net praat oor die gospel. Maar Satan is lustig, hoor? Hy sê, hy is 'n Christen. Maar hy glo nie. Hey, prys die Here, hoe kan jy 'n Christen wees, maar jy glo nie? Julle weet mos, toe verloor die tak hierso, toe sê ek, hoe kan jy 'n Christen wees, maar jy glo nie? Ek gebruik toe die opportunity, want hy sê vir my, hy glo nie, ek sê, nou so jy glo nie, dat die Here vir ons gesterf het, aan die kruis van Golgotha nie. Hy het die kruis op sy hoof gehad. Dit nie die kruis nie terugsit hierso. Die horings, kies julle. Hy het gehang vir ons, hy het hare geslaan vir ons. Julle, weet jy wat sê hy vir my? Nee. Hy glo nie, maar hy is 'n Christen. Ek sê, hoe kan jy 'n Christen wees, my broer? Hoe kan jy 'n Christen wees en jy glo nie? As jy jou sonde aan die Here oorgegee het en jou laat skoon was het en totaal en al gesê, Here, gee my oor aan U. Here, ek hef my hande op na U. Ek gee alles vir U, Here Jesus. Ek is 'n kind van U. Hy sê nee, maar hy is 'n Christen. Ek gaan maandag op Sondag in die kerk toe gaan sy. Ek sê nou elke watter dag van daai week gaan jy kerk toe. No, I must think about that. Ek sê, okay. En toe begin ek te dink, toe sê ek, Here, ek gaan nie verder met hierdie man praat, want hierdie man wil nou hierdie binneste gedeelte van my. Die duiwel wil nou kyk of hy my kan aanval. En hy begin sulke ander skote gee, sulke ander tale, nie ons mense tale nie, ander tale. Ek sê vir hom, you know what? We must go and wash that mouth of you. Hy sê, hoekom? Ek sê, 'n Christen praat ook nie met daai taal. Ek is jammer om dit vir jou te sê, want dit wat jy nou gesê is nie 'n kind van God nie. En ek weer begin praat, en weet julle wat, ek het my begin afspies, en ek het my earpods in my oor gesit, ek het begin loof en prys daar, en ek het begin sing, en die vroukie voor my, het saam met my, en die Here begin loof en prys. Sy sê, ons dien 'n lewendige God. Hy wil my probeer uittartel, maar ek later aan vir my begin lag. Maar weet jy wat, ek het nie toegelaat nie. Laat hy maar lag. Solank ek weet, my hart is skoon, en ek weet waarheen ek gaan, want ek is 'n kind van God, en ek glo totaal en al, dit wat God vir my doen. Ek sien die miracles wat gebeur, ek sien dinge wat gebeur in ons lewens, maak nie saak wat gebeur nie, ek gee alle eer aan die Here. Partykeer dink julle die pastore gaan ook nie deur winters nie, ons gaan ook deur winters. Partykeer gaan ons deur dieper winters as wat die mense gaan. Maar weet julle wat?
Ons bly staande in geloof van God. Want God dra ons een en elke een. Here, hoekom gaan ek deur hierdie seisoen? Dis wat ons gewoonlik vra. Here, hoekom gaan ek deur hierdie seisoen? Hoekom het dit so swaar gaan met my? Maar die Here is nog steeds saam met jou in die lig. Maar jy sien dit nie, want as dit donker is, want die winter is ons eintlik al vir donkerte. So as dit donker is, dan sê jy, maar die Here sien my nie raak nie. Maar God sien een en elkeen van ons raak. Maar ons besef nie dit nie. Ons hou nie sy hand vas nie. Ons gaan sit terug en sê, die Here worry nie oor ons nie. Maar eintlik het ons 'n tree teruggestap en gesê, Here, U worry nie, maar eintlik moet ons 'n tree vorentoe stap en sê, thank you, Lord, that you take me through this season, and I will just be better off the next season. Want die volgende seisoen sal net beter en beter wees. Want baie keer moet ons deur seisoene gaan, deur storms gaan, om ons sterker te laat maak. Elke storm is verskillend. Maar God sê vandag, my lig het nie opgehou skyn, omdat jou seisoen donker geword het nie. Donkerheid beteken nie God is afwesig nie. Genesis 1 vir my. 2:3. En die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed, en die Gees van God het gesweef oor die waters. En God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. Let mooi, voordat God lig geskep het, was daar donkerte. Maar die donkerte het nie vir God bang gemaak nie. Baie van ons is bang om in die donkerte rond te loop, nie? Ja, daar is mense in my huis ook wat bietjie bang is vir die donkerte. Maar as jy in geloof stap, hoef jy mos nou nie bang te wees vir die donkerte nie. God het nie gesê die duisternis is te groot. Hy het net gesê, laat daar lig wees. Laat daar lig wees in een en elkeen van ons se lewe. Broer Melvin, God wys vir my die lig om jou. Jy bid nou vir 'n geruime tyd vir iets spesifiek in jou lewe. Dis nou tussen jou en God, ek weet nie wat dit is nie. God sê, ek hoor elke woord wat jy spreek, en dit wat jy nou al telke male gevra het, gaan in vervulling kom. Dis my tyd, maar dis nie meer lank nie. Dit is nou binnekort. Hou net vas, moenie moed verloor nie. Elke tree wat jy stap, sal jy sien, sal ek vir jou vat in die lig. Dit voel vir jou baie keer, dis donker. Hoekom kom die lig nie? Maar God sê, ek gaan jou in die lig plaas, en jy gaan 'n groot getuie hiervoor wees, om te sê, dit wat God vir jou gedoen het. Amen. Daar is mense wat vandag, wat deur 'n winter gaan, jy gaan deur 'n finansiële winter, emosionele winter, 'n geestelike winter, 'n familiewinter. Dan vra jy, wat het dit alles met dit te doen? Ja, daar gaan mense met finansiële toestande. Hulle kry, ons kan sien in die wêreld, die finansies is nie meer dieselfde soos ander tye nie. Baie mense kry swaar. Maar weet jy wat? Het jy geleer, hoe meer jy positief gaan spreek, hoe meer gaan jy sien, gaan dinge gebeur in een en elkeen se lewe. Nie net deur finansies, ons bid maandeaande hierso. Bid ons vir mense vir hulle finansies. Ons bid vir hier's verskeidenheid goed en ons, hoe noem jy
dit, ons doen nie fisiese aksie, ons doen aksie ook. En ons bid vir ons besigheidsmense, want dit is belangrik. Want as die besigheidsmense se besighede goed gaan, gaan die ander se besigheid ook goed gaan. So jy werk vir iemand, sodat daai persoon se besigheid floreer. En as daai een se besigheid floreer, gaan jou finansies ook floreer. En God voorsien. Emosionele winter. Ons gaan deur die emosionele tyd. Miskien het jy iemand aan die dood afgestaan, miskien is daar dinge wat in jou huis nie lekker is, die familiegoeders. Maak nie saak wat dit is nie. Ons gaan deur 'n winter. Maar ons moet aanhou die lig van God soek. Want as ons die lig van God soek, sal ons sien, dis net hy wat ons deur sal dra. Maar die Here stuur vir jou 'n woord. Jou winter is nie sterker as God se lig nie. God se lig is sterker as jou winter. Ons kom baie keer en sê ons, my broer, my suster, jy weet nie wat ek deurgaan nie. Jy weet nie wat se dinge ek deurgaan in my familie nie. Ja, ons almal gaan dit deur, julle. Moenie dink omdat ons hier staan, ons gaan dit ook nie deur nie. Ons almal gaan dit deur. Maar wie soek ons in daai winter? Ons moet net God soek. Want God is die anker in ons lewe. Hy is die een wat vir ons voorsien. Ons moet sorg dat ons dieper ons wortels in die Here indruk. En laat ingroei. En ons sal sien hoe God jou meer en meer sal laat voorsien. Steven, jy dink baie keer die werk is bietjie kwaai, baie keer die werk is stil, baie keer jou kop gaan baie keer so. Ek weet nie wat in my kop aangaan nie, maar baie keer gaan jou kop so. Ja, besig, dis die regte woord. Maar God sê, ek het al vir jou 'n woord gebring. Jou besigheid gaan floreer meer as ooit van tevore. Hy sê, maar, jy moet vashou aan my. Want ek is jou God en jou Vader. En ek dra jou deur elke storm. Jy sit baie keer en jy sal stil raak en dink, but why? But why? God sê, sit die why weg en dink aan my, want ek is die why in jou lewe. Amen. God. God se lig kom wanneer mense dink alles is verby. Dink aan Josef. Josef se lewe het soos 'n winter gelyk. Sy broers verraai hom. Hy word verkoop. Hy beland in Egipte. Hy word vals beskuldig. Hy sit in die tronk. Maar God was besig. Mense het net die koue gesien, maar God het die lente gesien. Net so is God besig met een en elkeen van ons. Hy skryf een en elkeen van ons se boek. Hy weet al klaar wat in jou lewe vorentoe gaan. Maar baie keer is ons rebelleer. Hoeveel keer het ek al gepreek oor dit? Ons hoor die 3 stemme. God se stem, jou stem en die duiwel se stem. Wat se stem wil jy hoor? Die een wat die beste klink. En weet jy wie se gaan die beste klink? Die een wat jou gaan verraai. Die een wat jou gaan verraai. The devil is a liar. Ons moet op die woord staan en God sê, Here, ek wil die regte stem hoor. Here, ek wil die stem van jou hoor. Ek wil nie my stem hoor nie. Ek wil nie die duiwel se stem hoor nie, maar ek wil God se stem hoor. En dit wat God in my hart wil sit en in my lewe wil sit, dit wil ek doen. Ek wil nie ontrou wees in God
se woord nie. God sê Cindy, hy is nog nie klaar met jou. God sê, die deure is besig om al hoe meer oop te gaan vir jou. Dis die beginstadium wat jy nou begin het. Dis die begin wat jy nou getuig het. God sê, daar's meer getuies wat op jou lewe wag, wat jy hiervoor gaan getuig, om te wys vir mense, wat ek deur jou gaan doen, in ander mense se lewe. Amen. Ons gaan na Genesis 50 vers 20 toe. Maar wat julle betref, julle het wel kwaad teen my beding, maar God het dit ten goeie gedink, om te doen soos dit vandag is, om 'n groot volk in die lewe te hou. Daar is mense wat kyk na jou situasie en sê, dit is klaar. Maar God sê, ek is nog besig om te skryf. Mense sê, dit is klaar. Die dokter sê, die situasie is so ver. Jou siekte is so ver. Ons gaan niks meer vir jou doen nie. But whose report will you believe? I will believe the report of the Lord. Want hy is ons geneesheer. Hy is ons voorsiener. Hy is die een wat vir ons alles doen. Maak nie saak wat die dokter sê nie. Ons het iemand gaan bedien in die hospitaal. En nou Lola is ook so groot getuie vir my, regtig waar, as sy praat nie oor haar siekte nie. Sy praat die wonders wat God deur haar doen na ander mense. En toe ons die mense, die ou gaan besoek ook, toe sê hy, Roulakie is so inspirerend vir my. Dat wat ek nou deurgaan, en wat sy deurgaan, wow, kan jy glo, sy sê nie een keer sy is siek nie, sy sê nie een keer sy voel down nie, maar sy inspireer mense om te sê, whose report will you believe? So moet een en elkeen van ons 'n instrument vir God wees, om vir hom te kan sê, Here, ek sal doen dit wat U wil hê ek moet doen. Ek sal die wedloop hardloop en ek sal dit wen vir U, Here. Maak nie saak hoe erg die stryd is nie. God is altyd in beheer. Die lig van God is nie net vir jou nie. Dit is deur jou. Matteus 5. Julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. En 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder die maanemmer nie, maar op die staander, en dit skyn vir almal wat in die huis is. Laat julle lig so skyn voor die mense, en dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemele is verheerlik. Dit wil sê, laat julle lampe so skyn vir die wêreld, buitekant mense, laat hulle kan sien wat binne in julle aangaan, laat God deur julle skyn. Net so het ek in daai hospitaal gesit en ek het begin bid, en dis waarom dit so lekker was om met daai vrou te praat. It was English, but I talked English very good. Net om te besef, sy stem saam met my, hoe goed die Here is. Sy het saam met die nuclear gaan kraam, haar dogter. Maar dat sy sê, hoe goed die Here is, maak nie saak wat sy deurgaan nie. Jesus sê nie, julle moet probeer om lig te kry nie. Hy sê, julle is die lig. Julle is die lig van die wêreld. Ons
breek. Mense soek antwoorde. Maar God het die kerk geplaas om lig te wees. En baie sal sê, maar ek het in die kerk seer gekry. Wie is die kerk? Jy is die kerk. Hierdie is net 'n gebou. Jy is die kerk. Nou gaan jy na 'n volgende kerk, met jouselfde kerk. En dan kan jy nie verstaan, hoekom dieselfde probleem by jou bly nie. Want jy het nie daai probleem uitgesort, daarvan af wat jy gekom het nie. Wat wil dit sê? Jy moet jou lig wys. Maak nie saak hoe die donkerte is nie. God sal jou altyd deurtrek. Die kerk is nie net 'n gebou nie. Die kerk is 'n plek waar gebrokenes herstel word. Siekes hoop kry. Verlore mense Jesus ontmoet. Mense, dis waarvoor ons hier is, om mekaar te motiveer, mekaar by te staan. Dis waarom ek sê, ons is 'n familiekerk. As jy nie goed voel nie, is ons daar om vir jou by te staan. En dit is waarom een en elkeen daar vir mekaar moet wees. Maak nie saak hier wat se situasie jy gaan nie, maar jy is daar vir daai persoon, want daai persoon sal weer vir jou daar wees. Maar ons moet begin opstaan en ons lig wys vir daar buite en meer mense inbring en vir hulle wys wie is die lig. Moenie jou vuur laat doodgaan in die winter nie. 2 Timoteus 1 vers 6. Om hierdie rede herinner ek jou daaraan, om die genadegawe van God wat in jou is, deur die oplegging van my hande, weer aan te wakker. Paulus sê, maak die vuur weer wakker, so jy die vuur binne in jou wakker maak. Hoe meer jy begin bid, hoe meer jy begin die Here aanbid, gaan jy sien. Julle, as jy by 'n vuur staan, is dit ons lekker warm. Maar as jy ver wegloop van die vuur, hoe voel dit? Dit raak al hoe kouer. Ons as kinders van God moet by die vuur van God bly. Ons moet meer in ons tale praat. Ons moet meer begin Arabashanda, Arabakayando, Arabasienda, Arabakain. Maak nie saak waar jy is, julle ons waar nie waar ons is, of ons ontspan is, of ons in 'n plek is nie, maar as die Here sê ons moet begin praat, dan begin ons te praat. Die mense kan maar dink ons is mal, maar solank God weet, ek is 'n kind van God en ek wil die werk van hom doen, en ek is opgewonde om vir hom te werk, dis wat ek wil doen. Wil jy dit ook doen? Want 'n vuur wat nie gevoed word nie, gaan dood. Soos jy nie aan jou iets opsit nie, as jy by die vuur staan, en jy sit nie aan 'n hout op nie, gaan hy nie brand nie. Soos jy nie aan jou gaan bid nie, en jy nie aan jou vir die Here vra, Here, versterk my nie, gaan jy nie aan jou brand nie, jy gaan doodgaan. Wil jy doodgaan? Nee. Ons wil nie in so 'n mate doodgaan met ons geestelikheid nie. Ons geestelikheid wil ons sê, dit moet sterk staan, en ons moet opstaan en God verheerlik in een en elke ding wat ons doen, want dis hoe ons siele wil wen daar buitekant. Luister baie mooi, baie mense verloor hulle passie omdat hulle ophou bid. En sê party mense, nee, ek weet nie om te bid nie. Dit is maklik om te bid. Jy kry bidders, jy kry bid en bid. Bidders is so sin die hulle is bidders, hulle kan nie ophou nie. Kyk, hulle as hulle pastoor is, as hy gered word, dan hou hy aan. Ons almal is nie dieselfde nie. Niemand moet mekaar vergelyk hoe hulle bid nie. Ons almal bid verskillend. Wat belangrik is, weet jy hoe kan jy bid? Jy praat net met die Here. En sê, Here, hier is ek vandag. Werk deur my Here,
Here, U ken my situasie. Here, U weet wat ek deurgaan. Here, ek bid vir voorspoed, ek bid vir die persoon. Jy praat met die Here. Daar's 'n verskil tussen bid en aanbid. En as jy in die aanbidding ingaan, en jy voel die teenwoordigheid van die Here, en die salwing van die Here oor jou, en weet God is nou teenwoordig. God is altyd teenwoordig in alle tye. Bid, aanbid. En wat is belangrik? Om kerk toe te kom. Om na die huis van die Here te kom. Ek lees baie keer, maar ek sal nooit op Facebook sal ek enige iets skryf nie. Want ek het al geleer, mense val mense aan. En ek dink jy almal weet dit nou al. As jy net 'n ietsie klein sê, jy gesien hoe word jy aangeval. Dan sê baie mense, dis waarom ek nie meer kerk toe gaan nie. Want dis al wat die kerk wil hê. Die kerk wil net geld hê. Ja, julle ons lees dit, maar hulle besef nie eintlik wat is die kerk nie. Die kerk is gebou, 'n kerk moet in stand gehou word. Daar word water en ligte betaal, nou dink hulle dink uit geld gaan vir die pastoor. Nee. Want hulle sien dat die pastoor ry miskien so grandkar. Dis nou weer die een gesprek wat ek gelees het. Die pastoor ry dan so grandkar op, omdat hy sy kerk geld nodig. Gee jy ook nie dat ander mense 'n blessing kan hê nie. Net so as jy dankbaar is vir daai blessing, vir daai persoon, gaan die Here jou ook seën. Totaal en al. So dit gaan nie oor die kerk het geld nodig, die pastoor het geld nodig nie. Nee, ek en pastoor se bediening is van die begin in geloof gewees. Totally in geloof. As jy moet weet, toe hy die dag gekom het en hy vir my gesê het, ek moet bediening toe gaan. En ek het dadelik gesê, nee, ek kan nie bediening toe gaan, dis nie van my nie. Nee. En dis, ek het al hier getuie gebring ook, om te sê, ek het begin bid en ek het 'n antwoord dadelik gekry. En as jy 'n woord van die Here gekry het en die Here het jou geroep, moet jy gaan, want al jou ander deure gaan toegaan agter jou. Hy gaan nie oopgaan nie, vorentoe nie, want jy is nie in sy wil nie. Here, ek het my werk bedank. Ons het 'n huis op ons naam gehad. Hy het sy werk bedank. Nou moet jy weet, hoe gaan ek my huis betaal? Maar in geloof loop ons gaan Januarie, gaan ons Berea toe. Die tweede dag tot daar kom, het ek die telefoon opgetel, en ek het onmiddellik 'n interview gekry, en toe het ek besef, hoor ek moet nou begin werk kry, want hoe gaan ons alles betaal? En hoe gaan die studies betaal word? Dis geloof julle, dis totally geloof. Want daar was nie spaargeld in my bankrekening nie, dat ek gou dit vir julle vertel. Ek het niks verkoop om geld te hê nie. Daar was niks gewees nie. Maar geloof. Totally geloof. En na daai oproep het hulle gesê, "Nou kom in." Ek het dadelik die werk gekry. Wat wil dit sê? Die Here het die deur vir my klaar oopgemaak om finansies te kry om vir die eerste maand te betaal. Ons het nie gratis gebly nie. Ons moes betaal waar ons gebly het in die koshuis. Pastoor het begin pindiens doen. Ek het saam met hom pindiens gedoen. Weet jy wat is pindiens? Die trek die karre. Julle kan karre trek, hoor. Prys die Here. Ek nogal in Johannesburg, Pretoria. Weet jy hoe lyk dit daar so as jy karre trek? Jy staan eers baie senuweeagtig, nee, maar as jy die Here in jou hart het, dan sê jy, Here, help ons deur hierdie situasie, Here, want elke punt wat ek trek, elke punt wat ek doen, is dan 'n klein inkomstetjie. Maar die Here het ons deurgedra deur 3 jaar. Ons het nie een keer tekort gekom nie. God het intussen gesorg dat ons huis verkoop raak, sonder dat ons 'n huis verder hoef te betaal. En jy weet, ek moes nog 'n huis betaal en ek moes nog per jaar betaal, en dis nie klein geld gewees, dis nogal groot geld gewees. Maar God het voorsien.
Hy het die lig in ons lewe gebring, want dit is wat God wil gehad het ons moes doen. Ons moes in die bediening ingaan, en omdat ons in die bediening moes ingaan, moet ons geloof in aksie plaas. Jy kan nie sê, ek het geloof, maar jy plaas nie jou geloof in aksie nie. En weet jy hoe goed was die Here gewees, toe ons terug moes kom, ek het ons werk gehad daarso, ek het eers met tandas gedoen, ek was in 'n stoor gewees, hulle wil my, nie daai ander stoor, die drankwinkel stoor nie, hoor. Ek was in 'n B&B parke besigheid gewees, hulle wil my nog 'n hoër pos aanbied. En ek sê vir hulle, I'm sorry, ek wil nie hierdie pos nie. Gee hierdie pos vir daai dame wat daar sit wat julle wil aflê. Vir wie julle 'n pakket wil gee. Kom ek kom ooreen met julle. Gee die pakket vir my. En gee vir haar die bevordering. Nee, maar jy doen die werk. Ek sê ek sal haar leer. Maar gee vir haar die bevordering en gee vir my die pakket. Want wat beteken die pakket? Julle, dit was ekstra geld om terug te kom hierdie kant toe en te begin te leef hierdie kant. Want intussen het ek nog 'n baba ook gehad. Ja, julle, ek was nie so onder in die land, ek was 12 gebore gewees. So alles in geloof het ons gedoen. En God het ons totaal en al bygestaan. God bring lig in die middel van jou stryd. Kyk na Daniel. Hy word in die leeukuil gegooi. Maar God het nie deur die leeu's, maar God het nie die leeu's eers verwyder voor hy daarin gegaan was nie. God het saam met Daniel daarin gestap. Soms verwyder God nie die winter onmiddellik nie. God wil hê baie keer moet jy daardeur gaan om te besef wat jy het en dankbaar moet wees vir wat jy het. Want baie keer is ons nie dankbaar vir wat ons het nie. En net altyd wil brag oor wat ons het. Maar God is eerste in die lyn. My broer. God sê, ek is nog klaar nie. Ek het nou begin. Jou lengte is om die draai. Jy voel baie keer die donkerte is te veel. Maar God sê, jou lengte is om die draai. God sê, ek het vir jou al 'n padkaart geskryf, lang van tevore. Ek weet presies wat 'n stap jy stap elke dag. God sê, moenie in ongeloof loop nie. Vat net die geloof en jy sal sien wat ek vir jou gaan doen. Moenie my hand los nie, want jy gaan sien wat ek vir jou gaan doen. God sê, daar's iets groot in store gegaan. Hy sê, hou net vas en kyk na die lig, want ek is in beheer. Amen. Psalm 23 vers 4. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskade, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. U stof en U staf, die vertroos my. Julle, al gaan ek deur 'n dal van doodskade, maak nie saak nie, God is altyd daar. Ek het 'n woord vir die gemeente. Ek wil hê julle moet julle oë so toemaak, ek wil 'n woord vir julle gee. Die Here sê vandag, moenie dink omdat jy deur 'n koue seisoen gaan, dat ek jou vergeet het nie. Ek het jou wortels dieper laat groei. Ek het jou geloof sterker gemaak. Die winter was nie 'n straf nie, dit is 'n voorbereiding. Ek bring nuwe lewe, ek bring nuwe vuur, ek bring nuwe honger van my teenwoordigheid. Waar daar droogte was, gaan ek strome bring. Waar daar trane was, gaan ek vreugde bring. Waar mense opgegee het, gaan ek weer hoop laat opstaan. My lig gaan oor jou opgaan. Jy gaan
Jy gaan opstaan en skyn. Jy kan hierdie woord vir jou vat vandag, of jy kan hom een kant gooi. Maar as jy met hom gaan loop vandag, gaan jy sien wat God vir jou gaan doen. Vandag vra ek vir jou, is jou vuur nog aan? Is jou hart nog honger na my? Het die winter jou laat moed verloor? Jesus staan vandag soos hy vir Martha gesê het. In Johannes 11 vers 25. Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe al het hy ook gesterwe. Ek kom vandag, Here, die woord wat ek afgegee het, Here Jesus. Laat ek dit in een en elkeen se lewe sal implementeer, Here. Here, ek gee vandag hierdie uitnodiging, Here. Kom vandag terug na die lig toe. Mense, kom terug na die lig toe. Kom terug na die vuur toe. Kom terug na die huis van God toe. Want God se lig skyn nog. Die winter gaan verby, maar God se lig bly vir ewig. Ek gee uitnodiging vandag. Wie staan vandag om hulle lig helder te laat skyn? Wie se lig het donker geraak? En dan kan jy vir ons miskien musiek kan aansit asseblief. Ek gaan 'n uitnodiging gee vandag. Wie is vandag bereid om op te staan en weer die vuur van God binne hulle te wil hê? Om God se lig binne hulle te laat sien. Miskien het jy afgedwaal die afgelope tyd. Miskien het jy nie meer hoop vir jouself nie. Miskien het jy nie meer hoop vir jou familie nie. Miskien is dit oor finansiële situasies. Maar God gee vir jou vandag die kans om vorentoe te kom. Ek gaan nie polisse verkoop nie, maar ek gee vir jou vandag die kans om vorentoe te kom, die wat graag wil kom. Die wat wil kom om die Here se vuur weer van vooraf aan te hê. Miskien het dit verlore geraak. Miskien het dit koud geraak. Maar God sê vandag is die dag wat jy opnuut weer kan opstaan en ek sal jou oplig. Here Jesus, ek kom vandag, Here Jesus. Miskien is daar iemand op Facebook wat miskien vandag jou hart aan die Here wil gee. Ek gaan nie langer uittrek nie. Kom ons bid hierdie gebed saam agterna. Here Jesus, ek kom na U toe, net soos ek is. Ek erken dat ek 'n sondaar is en dat ek U nodig het in my lewe. Here, vergewe my al my sondes. Was my skoon deur die bloed van Jesus. Vandag draai ek weg van my ou lewe en ek draai na U toe. Jesus, ek glo dat U vir my gesterf het en dat U uit die dood opgestaan het. Vandag maak ek my hart oop vir U. Kom woon in my hart. Wees my Here en my Verlosser. Van vandag af wil ek vir U lewe. Lei my, verander my en help my om U te volg. Dankie Here dat U my vergewe het. Dankie dat ek nou 'n kind van God is. In Jesus naam. Amen. Amen. So moet ons die lig daar buite gaan dra. Vir een en elkeen. Miskien was daar nie vandag hierso mense, miskien is daar mense op Facebook. Maar ons is die ligdraers vir die Here. En so moet ons uitgaan en ons lig daar buite wys vir een en elkeen. Ek wil spesiaal gaan intree vir ons spies
En ook vir my suster Woest, wat haar broer gisteraand aan die dood afgestaan het. My suster, ons is daar, ons dink aan jou. Weet, God is altyd daar. Maak nie saak meer wat ons gaan nie. God is altyd daar. Here, ons kom vanoggend, Here, ons dra oom Spies op na U toe, Here Jesus. Here, daar waar hy sê, hy benoud is in sy bors, Here Jesus, laat U, Here, ons sal aanraak daar waar hy nou is, in die naam van Jesus. Here, U maak die longe oop nou in die naam van Jesus. Here, laat U kom, Here, en vir hom nuwe longe gee, Here Jesus, nuwe asem, Here, dat hy kan 'n getuie wees, Here Jesus, wat U nou vir hom doen, Here Jesus. Here, ons gee alle eer aan U, Here. Here, ons kom vanoggend en ons raak my suster Lenet Woest aan U, Here Jesus. Vir haar en die familie wat haar broer aan die dood afgestaan het. Here, dat U sal kom, Here. En Here, hulle sal onderstraag, Here, deur hierdie tyd wat hulle deur sal gaan, Here. Here, ons weet dit is nie maklik nie, maar ons weet dit is net makliker as U saam met ons is, Here Jesus. Here, onderstraag een en elkeen van hulle. Hou hulle styf vas in U arms, Here Jesus. Ons vra dit alles in U naam se wil. Amen. So wil ons ook vir my broer Dani Randall baie geluk sê met die geboorte vir hom van hom en sy vrou se nuwe kleintjie Isaac. Nee, ek sê reg. Isaac, hy was 4.1 kilos gewees. Prys die Here, kom ons gee vir haar lekker hand. En laat hy spoedig by die huis sal wees, hy lê nou nog onder die ligte, die blou ligte, hy het so klein bietjie geelsig, maar die Here daar sal ingryp en totaal en al daai blessing huis toe sal bring. Want ek sien nou Nicolien wil nou nie huis toe gaan. Ek wil ook. Kyk, as ek in die hospitaal was, wil ek ook, sommer na die eerste dag wil ek huis toe gaan. Want wat is beter as jou eie huis? Niks nie, nee? Is dit ek? Dit kan nie ek. So baie geluk my broer, mag daai kleintjie vir julle net meer en meer seëninge bring. Prys die Here. Dan die afkondigings. Maar ons het 'n spesiale dame vandag hier, so wat 'n birthday het julle. Ons gaan nou eers na die birthdays toe, waar is daar nog? Monique Jacobs. Jacobs, ek het reg uitspreek. Baie geluk Monique, so ook Erna Vogel, baie geluk met jou verjaarsdag. Mag die Here jou ryklik seën. En weet jy wat? Jy is so 'n voorbeeld vir baie jong mense en ouer mense, die manier hoe jy die Here aanbid. En laat jy net vorentoe, net meer en meer die Here se hand sal vashou. En laat die Here jou net meer en meer sal seën in hierdie tyd en die volgende jaar vorentoe. Amen. Dan op die 6, nee, gaan 'n bietjie terug. Ek het nog nie daai een gesê nie. 6de Julie, Colton Iemand. Is dit iemand? Hoekom is daar iemand? Wow, prys die Here. Okay, Colton Iemand. En die 8de July, hey, ou Roefie. Roef vir jaar die 8de July. Die 9de July, Reiner, ja, hierdie Reiner, is die oom Reiner Loopie. Ja. En dan die 10de July, Christen Potgieter Jr. Is daar nog iemand? Niemand. Is daar enige iemand wat ons oorgestaan het, wat miskien verjaar in hierdie week? Ek sal met die dame moet gaan praat oor die spelling, en die spelling was baie goed gewees. Maar kom, dames en here, kom. Wat is dit?
Is daar enige huweliksherdenkings? Geen. Wie gaan volgende vir ons trou? Prys die Here. Volgende afkondiging. Maar moenie vanaand vergeet nie. Ek daag jou uit om vanaand te wees. Pastoor is terug vanaand. Pastoor is nie uitsterig nie. Hy is op uit daarna. Pastoor Johan by die word vandag ordain. So dis waarom hy daar is. Hy het nie 'n keer sê hy moes gegaan het. Die Secretary General het hom gebel en gesê jy beter sorg dat jy daar is. So as hy sê hy moet daar wees, dan moet iemand anders instaan. Dan is nie ons altyd daar, nee. Prys die Here. Jy is ons ook met my, nee. Prys die Here. So vanaand, moenie vanaand uit, hy vra vir my, gaan jy vandag en vanaand diens doen? Ek sê hy, moenie jou perke oorskry nie, lanklaas gepreek hierdie oggend hoor. Ja. Maandag aand gaan daar nie gebedsessie wees nie. Daar is kerkraadsvergadering. Ons moet kerkraadsvergadering maandag aand 7 uur hou. So die kerkraad weet, maandag aand 7 uur. Is daar Dinsdag, is dit nog aan of is dit skoolvakansie? Skoolvakansie, so daar is evangelisasie, dan is dit Dinsdag. Dit gaan jy op die groep praat met hulle, okay. Woensdag aand bid hier by die kerk. Julle, ek daag julle uit. Julle sien hoe die vuur val hierso. Kom op 'n Woensdag aand en kom ervaar die heerlikheid van die Here. Moenie, ek weet dit is koud in die aand julle. Ek kry net so baie koud. Julle verstaan ek kry baie koud. Maar ek kom. Al trek ek 'n kombers aan net, maar ek kom. Ek is hierso. Prys die Here, so 7 uur Woensdag. Donderdag die lofdansers dans hulle. Die lofdansers dans, die Nazarene 6:30. Daar's nie jeug nie, want dit is skoolvakansie. Die Joyous groep. Daar Suster Emily, wanneer oefen julle weer? So enige een, hulle het nog manstemme nodig en hulle het nog stemme nodig. Soos jy, maar jy moet dan is in nood kan hou. Moet hulle in nood kan hou, gaan jy hulle help om die nood te hou. Hulle help mekaar, hoor daar, hulle sê hulle help mekaar. So as jy graag by die Joyous groep wil deel wees, sien Suster Emily anytime. Die klerekas kan julle Suster David Dean, hulle is daar aan die agterkant, as ook Vanessa en Tanya, hulle is lyk my baie besig met daai. So as daar enigiets daar, weer klere ingekom vanoggend, ek het sommer 3 bokse gebring. So enigiets, gaan praat met hulle asseblief. Die bussiefonds, ons het nog bussiefonds nodig. So julle weet in die aande is dit koud, dis waarom ek sê, en party mense het die vervoer hier, ons weet al Gwapark is maar 'n gevaarlike area ook, maar kom ons help mekaar. Damesmiddag. Julle, ek weet dat ek gesê die 11de Julie, maar ek het dit geskuif en sonder dat ek geskuif het, ek vergeet van die dame, maar datum mag gelukkig ek en die dame die datum uitgesorg. Die 18de Julie, kom ondersteun ons dames, ons gaan 'n lekker middag hê met van speletjies. Want ek weet dit is nog skoolvakansie, maar bring jou dogter saam. Kom speel saam. Kom wees pret saam met mekaar. Ons is nog steeds kinders. Ek het 'n ma, so ek is 'n kind van my ma. En my kinders is ek se ma. Ja, dis julle as jy so gaan. Maak nie saak of jy oud of jonk is, jy kan saamkom om saam deel te wees. En bring 'n bordjie eetgoed, want okay, wat sê ek sê, ek mag nie dit sê nie. Want ons eet altyd so lekker. Ek mag nie sê ons lyk so lekker nie. Prys die Here, die volgende afkondiging. Okay, hierdie is 'n baie belangrike afkondiging. Pastoor het gesê ek mag nie hierdie ene verbysteek nie. Die 19de Julie, alle members, alle lidmate, ons gaan daai Sondagoggend 'n korter diens hê. Ons het vergadering daai Sondagoggend en ons het almal se teenwoordigheid nodig om die vergadering te hou. So ons lidmate asseblief die 19de Julie wees hier.
Ons moet weer besluit oor kerkraad, ons moet weer besluit oor al daai tipe goede. Dis vergadering. Ons moet dit, ek dink elke 2 jaar hou, as ek nou mooi reg het, moet ons, dit is 'n vereiste in die gemeente. So, die 19de Julie, asseblief die lidmate, moet nou nie by die huis bly nie. Kom asseblief daai oggend saam. Baie dankie. Look for Jesus, praise the Lord. Ja, ek praat, jy voel dan so mooi. Walk for Jesus. Ja, dit is weer daai tyd. Ons sal dit amper nie gedoen het nie, maar ons het dit gedoen. Ons gaan dit doen. En Timmy, dis 5 kilos, so dit is reg. Ons gaan nie net 3 kilos in die jaar nie. Dit is op die 3de Oktober. Wat ek net sien, wie almal nie gaan nie. Okay, julle luister nou. Wie gaan almal? Ek wil almal sien. En bring asseblief 'n buurman of 'n buurvrou of 'n buurkind of net iemand saam. Ja, los die bier as dit is en ja, dit is weer R30 kaartjie. Ons sal volgende week boekies hê. So as jy weet jy gaan 'n boekie vat, WhatsApp my jou naam asseblief of aan die Lindy van jou naam kan die Lindy gee of jy by die Vega of by Agna. So asseblief, so 'n goeie fondsinsameling. Ons wil dit baie groot hierdie jaar. Ons sal meer van die ins en outs die pryse gee volgende week. En as daar enige mense is of as jy dit weet van iemand wat ons kan sponsor met pryse, met gelddonasies, wat ook al, asseblief kom praat met my, dat ons dit ook kan insit daar. Ja, dit gaan lekker wees. Ek dink Oktober hou daai dag ook. Is jy opgewonde? Die ander het gesê gaan hardloop baie dag. Prys die Here. Ja, kan aan. Ons lees ook so ons soek nog. Dit is nog 'n bietjie leeg, maar julle kan die onbederfbare goedjies bring. Ons gaan vir julle 'n tyd gee wanneer ons julle die beeste kan bring, die hoenders kan bring, die bokke kan bring. Al daai lekker kosse nie, die bederfbare goede, laat ons vir iemand weer kan bless. Jy hoef nie arm te wees om vir jou te bless nie. 'n Blessing is 'n blessing vir iemand. Ons wil mekaar bless. Hoe meer ons vir mekaar kan bless, hoe beter nie hierdie blessie julle hoor, maar bless in die seëninge van die Here. En dit is wat belangrik is. So, yes. Dis al. Is ek met al die afkondigings leer, nee, prys die Here. Die pastoor is ook op my, kyk hy is die boodskap ek moet dit en onthou. Kan jy glo, hy is in 'n ander diens wat stuur vir my boodskap ek moet onthou. En dan het ek klaar gedoen. Is ek 'n goeie voorbeeld vir julle? Soos hy kyk op die skerm, ek is 'n goeie voorbeeld, ek het alles gedoen wat hy gesê het. Prys die Here. Kom ons staan en ons vra dat het Timothy gaan voort. Hy gaan gou so ietsie sê en dan gaan hy vir ons verdaag in gebed en die seën uitspreek. Amen. Ek het sommer baie vanaand doen. Brother Jaleel, please come to the front. Now, we have to give recognition where recognition is due. So, Brother Jaleel has just recently graduated. So we just want to say congratulations as a congregation, as a youth. We are proud of you. And we know that God is going to bless you. Every door
the right door. May God bless you wherever you move. Amen. Amen. Voordat we gaan afsluit, ons dogter in Christen se skool oorlede. Kom ons tree ook sommer Timmy as jy bid. Haar naam was Brittany. Sy het nou asma attack gehad. Sy is 14 jaar oud. Sy is oorlede. Dat die Here alle familie ek raak ook sommer bewoe. Net om te dink 'n 14-jarige gaan so dood. Dit is waarom ek sê vandag ook. Niemand weet wanneer is jou tyd. Ja. Kyk as dit 'n 14-jarige is. Dat ons daai familie ook sal opdra in hierdie moeilike tyd wat hulle deurgaan. Our Heavenly Father, we come before you, Lord God. Lord, and we bring Brittany's family up before you, Lord God. Lord, you are the comforter, you are the counselor, Lord God. Lord, I pray that you will move into that household, Lord God, that you will support them, Lord God. Lord, that you will surround them with your angels, Lord God. Lord, we know to lose someone so young, Lord, is difficult. Lord, to lose anyone is difficult. But when they are in you, we know it's easier to accept because we know that they are with you now. Lord, I pray that you will bless that family, that you will work with them, Lord God, that you will comfort them. Lord, you are the Almighty God. Yes, amen. Lord, and I pray that today you will bless each and every one of us here. Lord, that you will be with us, Lord, wherever we go, Lord, that where we wander, our feet will be blessed, that you will have gone before us, Lord God. Lord, I pray that as we leave to our different homes, that we will be the light to others, Lord God. Lord, that your light will shine through us in Jesus' mighty name. Bless us, guide us, and lead us, not in our own way, but in your way, Lord God. In Jesus' mighty name. Amen. Ontvang die seën van die Here, mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met u gaan en bly totdat hy kom. Amen. Gaan in vrede die Here